Baie welkom by vandag se aanbieding oor hoofstuk 6 trigonometriese funksies en spesifiek dan die inleidende gedeelte as ook die eerste verduideliking net voor oefening 1. Nou ter inleiding gaan ons eers bietjie terugdink aan graad 10 werk wat ons verlede jaar gedoen het. Ons het verlede jaar spesifiek gefokus op 3 trigonometriese verhoudings, spesifiek as ons kyk in 'n reghoekige driehoek. Het ons gekry dat ons kry sin theta, en waar theta 'n skerphoek is gelykstaande aan die verhouding teenoorstaande sy gedeel deur die skynsy. Cos van dieselfde hoek theta is die aangrensende sy gedeel deur die skynsy en tan theta was dan gewees die teenoorstaande sy gedeel deur die aangrensende sy. Ons het ook vlugtig gekyk indien ons hierdie selfde reghoekige driehoek op 'n kartesiese vlak voorstel. Dan verander ons dit bietjie meer na poolkoördinate toe en ons baie meer spesifiek en meer korrek praat ons dan van sin theta as y gedeel deur r, waar y natuurlik na jou y-as verwys en r na die radius van 'n sirkel. Cos theta is dan x deel r en tan theta is dan y deel x. Verder het ons ook gekyk hoe om hierdie 3 trigonometriese verhoudings grafies voor te stel, so daar kan jy gou vinnig net weer sien, y is gelyk aan sin x, y is gelyk aan cos x, y is gelyk aan tan x. X is nou in elke keer hierdie geval die hoekgrootte, so die x kan ook maklik vervang word met 'n theta. Dit is belangrik om te sien dat sin begin by die punt 0, 0, cos x begin by die punt waar x 0 is en y 1 en tan begin ook by die punt 0, 0 en het wel asymptote. Ons het ook bietjie gekyk na die cast-diagram. Die cast-diagram deel ons kartesiese vlak in 4 kwadrante. Die eerste kwadrant wat strek van 0 tot by 90 grade, die tweede kwadrant 90 tot by 180, die derde kwadrant 180 tot by 270 en die laaste kwadrant, die vierde kwadrant van 270 tot by 360. Ons het gevolglik gesien dat in die eerste kwadrant is al ons triegverhoudings positief. In die tweede kwadrant is dit slegs die sinverhouding wat positief is, die derde kwadrant die tan-verhouding en in die vierde kwadrant slegs die cos-verhouding wat positief is. Nou om in elkeen van hierdie kwadrante te kom, gaan ons baie spesifiek vir hierdie hoofstuk net werk met die x-as. So om in die eerste kwadrant te kom, gaan ons 'n positiewe hoek maak, 'n positiewe theta, want ons hoeke moet altyd skerphoeke wees. Om in die tweede kwadrant te kom, gaan ons vanaf die 180 grade 'n skerphoek moet maak, wat dan vir ons gaan gee min theta, met ander woorde, dis 180 grade minus theta. So dis belangrik om hier raak te sien, ons werk altyd anti-kloksgewys vir 'n positiewe hoek, en as ons kloksgewys werk, dan kry ons 'n negatiewe hoek. Gevolglik vir die derde kwadrant, gaan ons weer kloksgewys gaan, so dis gaan wees plus theta, so naamlik 180 plus theta, en in die vierde kwadrant weer 'n negatiewe hoek, wat ons dan gee 360 min theta. Ons kan natuurlik ook hierdie cast-diagram gebruik om die 3 verhoudingsgrafies grafies voor te stel. So as ons praat van positief, dan bedoel ons dit is waar y positief is, met ander woorde dis die gedeelte bokant die x-as. So jy moet nou te gelyketydig kyk na al 3 die funksies, so jy sal sien in die eerste kwadrant is al 3 funksies bokant die x-as waar dit geteken word. As ons dan nou kyk vir die tweede kwadrant waar net sin positief is, sal jy nou sien dat is net sin wat op die stadium bo die x-as geteken word, terwyl die ander onder die x-as is. In die derde kwadrant gaan dit natuurlik dan nou net weer tan wees wat positief is, terwyl die ander 2 grafieke onder die x-as op hierdie stadium getrek word. Met ander woorde, die ander 2 is negatief. En dan vir die laaste kwadrant kry ons dan natuurlik dat net cos positief is, en dan natuurlik is jou sin en jou tan grafieke is dan nou weer negatief. Een paar belangrike definisies om te onthou, wanneer ons met trigonometriese verhoudings en grafieke funksies werk, is eerstens die periode. Nou baie belangrik, en hier is waar daar altyd foute gemaak word. Periode word gemeet
in grade. So as daar in die eksamen vir jou gevra word, wat is die periode, dan moet jy jou antwoord in grade gee. So jy moet nie na die spesifieke waarde in jou vergelyking gaan kyk nie. Nou periode, baie meer spesifiek, is die lengte van die interval. Met ander woorde, dit is hoe lank die funksie gaan neem, voordat hy die presiese patroon weer gaan herhaal. Want ons weet, al drie hierdie verhoudings, die sinverhouding, kosverhouding en die tanverhouding se grafieke strek van min oneindig tot by positief oneindig. So dis 'n patroon wat oor en oor herhaal. Die amplitude is ons uitwyking of ook ons verplasing vanaf die x-as. En ons gaan hierdie jaar bietjie baie meer spesifiek werk as ons grafieke nou verskuif na bo of na onder. So met ander woorde, hier kan jy eintlik die x-as sien as die middelpunt tussen jou maksimum en jou minimum. So met ander woorde, dit is hoe hy verplaas vanaf daai middelpunt af. Nou, 'n eenvoudige formule om die amplitude uit te werk is die helfte van jou maksimum y-waarde minus jou minimum y-waarde. Ons gaan ook weer bietjie kyk na definisieversameling, wat al die versameling van ons x-waardes is, en dan natuurlik ook ons waardeversameling, die versameling van al ons y-waardes, wat baie meer spesifiek in hierdie hoofstuk gebruik gaan word. Nou, vir hierdie eerste oefening gaan ons bietjie spesifiek fokus op die verandering in amplitude en ook die vertikale verskywing. Die 3 standaard vergelykings wat jy in graad 10 geleer het, kan jy nou hier op die skerm sien. Ons het in graad 10 net gefokus op die A en op die Q en wat gebeur as ons aan daardie 2 veranderlikes verander. Nou die eerste ene is A. Nou die numeriese waarde van A beïnvloed die amplitude van die sin en die kosgrafiek. Maar wees versigtig, by die tangrafiek sê dit net vir ons hoe styl dit gaan wees, want 'n tangrafiek het nie 'n maksimum of 'n minimum waarde nie. Indien hierdie numeriese waarde van A negatief is, dan reflekteer die hele grafiek in die x-as. Die waarde van Q het 'n vertikale verskywing na bo as Q groter is as 0 en 'n vertikale verskywing na onder as Q kleiner is as 0. As ons gou vinnig kyk grafies hoe dit lyk. Die singrafiek kan jy nou sien begin daar by 0 grade en ons sien sy hele periode strek tot by 360 grade voordat hy dan weer begin. Daar is die kosgrafiek ook wat dan spesifiek begin by die punt 1. Nou as ons aan die amplitude gaan verander, as ons die amplitude nou verander na 'n 2 toe, kan jy nou sien hoe rek hy bietjie uit. Met ander woorde, hy verplaas homself van die middelpunt. En daar sê hy gelyk is aan 3. As ons hom dan 0 maak, dan kry ons die reguit lyn en die negatief is dan nou die refleksie in die x-as. As ons kyk vir Q, wat die vertikale verskywing aandui, as Q positief is, skuif hy op en negatief skuif hy af. Vir die tangrafiek, baie dieselfde, maar onthou nou, ons het gesê A gee vir my hoe styl die grafiek gaan wees, en daai A-waarde kry ons spesifiek by die eerste kritieke punt, in hierdie geval van 'n standaardgrafiek by 45 grade. So as A groter word, gaan jy sien dat by 45 grade kry ons daai spesifieke A-waarde. Q is weer die opskuif en die afskuif as hy negatief is. En as A negatief is, dan reflekteer hy in die x-as. En jy sal weer sien, nog steeds by 45 grade kry jy dan die -1 of die -2 afhangend van jou A-waarde. Nou ons kry ook te maak met asymptote by die tanfunksie en ons sal bietjie meer daaroor later gesels. Nou die asymptote spesifiek by die tanfunksie is 'n punt op die x-as waar die funksie nie gedefinieerd is nie. Nou hoekom is dit so? Tan theta kan ook uitgedruk word as sin theta gedeel deur cos theta. Nou wanneer is 'n breek ongedefinieerd is wanneer die noemer gelyk is aan 0. So oralster waar cos theta gelyk is aan 0, gaan ons kry dat die hele tan verhouding
ongedefinieerd is, en dit is dan gevolglik waar ons die asymptote kan kry. So op die skets is die blou is dan natuurlik ons tan-funksie, terwyl die groen is ons kos-funksie, en jy sal sien, oralster waar ons kos-funksie gelyk is aan 0, met ander woorde by 90 grade en by 270 grade, is dit waar ons die twee asymptote kry. Nou, baie belangrik, om 'n grafiekfunksie te skets, is daar 'n paar wenke wat jy in gedagte moet hou. Die eerste een is, bepaal die periode, ons noem dit sommer P. Nou P is jou standaardperiode gedeel deur wat ook al die B-waarde is. Nou sal later in hierdie hoofstuk bietjie meer stilstaan by presies wat B is. Daarna gaan jy kyk vir die 4 kritieke punte. Nou, elke funksie, al 3 van hierdie grafieke het 4 kritieke punte. 'n punt waar hy begin, en dan 3 ander punte, en dan begin hy weer by die eerste punt wat eintlik maar die beginpunt was. Nou om hierdie kritieke punte te kry, moet jy die periode van jou funksie kry, en dit gaan deel met 4. Nou hierdie waarde gee vir jou die aantal grade wat tussen elke kritieke punt moet wees. Daarna moet jy vir jouself vra, wat is die amplitude, en laastens of daar wel 'n vertikale verskywing is wat plaasvind. Gaan kyk gerus na voorbeelde 1 tot 3 in jou handboek, en dit sal vir jou baie mooi verduidelik van presies wat om te doen. Iets om in gedagte te hou, die standaardperiode van sin theta en cos theta is 360 grade, en tan theta is 180 grade. Kom ons doen gou-gou 'n oefening, een van die oefeningssomme saam. So ek gaan spesifiek oefening 1, sy nommer I, saam met julle doen. En die funksie wat hulle daar vir ons gee, y is gelyk aan min 2 cos x plus 3, wil hulle hê moet ons in 'n spesifieke interval gaan teken, naamlik in die interval van x tussen minus 540 en 0 grade. Gaan kyk spesifiek na voorbeeld 3 in jou handboek oor hoe om hierdie te doen. Nou, jy moet vir jou die vraag gaan vra. Eerstens, bepaal P. Nou onthou, P is mos nou ons periode. Nou ons periode in hierdie geval is 360 grade. Tweede ding wat ons van onsself moet kry, is die kritieke punte. So dis 360 gedeel deur 4, wat 90 is. So dit beteken, elke 90 grade moet daar iets gebeur. Nou onthou, ons teken net vir die interval minus 540 grade tot by 0 grade. So jy sal sien op my skets hierso, het ek by elke 90 grade, het ek 'n rooi kruisie gaan trek, want daar moet iets baie spesifiek met hierdie grafiek gebeur. Volgende ding waarna ons kyk is die amplitude. Nou my amplitude in hierdie geval is min 2, wat beteken my oorspronklike kosgrafiek moet reflekteer in die x-as, en die amplitude moet bietjie uittrek, soos 'n amplitude moet nou verander na 2 toe. So daar sien ons 'n gewone minus 2 cos x. So jy sal sien, hy het gereflekteer, en in plaas daarvan dat hy by min 1 begin hy nou by min 2, en hy strek al die pad tot by 2. Met ander woorde, dit is duidelik, sy amplitude is 2. Nou fokus gou vir 'n oomblik op daai rooi kruisies, die kritieke punte. So by die eerste kruisie by 0 grade, sien ons nou dis waar ons grafiek begin by min 2. By die tweede kruisie, minus 90, is dit waar hy my assestelsel gaan sny. Die derde kruisie is waar hy sy maksimum kry, en dan die vierde kruisie is dan waar hy weer die x-as sny. Die volgende kruisie, hoop ek kan jy saam met my sien, dit is dieselfde as die beginpunt by 0, so met ander woorde, op daardie stadium begin hy dan nou weer herhaal. Goed, so die volgende ding wat ons dan ook in gedagte moet hou is, daar is nog 'n keywaarde. Nou my keywaarde in hierdie geval is plus 3. Plus beteken hy skuif boontoe met 3 eenhede. En daar is jou finale antwoord. Nou 'n paar vrae wat hulle nog hierby gevra het is hulle het eerstens gevra wat is die periode, toe het hulle gevra wat is die amplitude, en laastens vra hulle vir ons wat is die waardeversameling. Nou onthou, die waardeversameling fokus spesifiek op die versameling van al my y-waardes. So, wat is jou minimum y-waarde? In hierdie geval is dit nou 1 en die maksimum is 5. So met ander woorde, ons waardeversameling gaan wees x elemente van blokhakkie 1
komma punt 5 blokhakkie. En dit is wat jy elke keer nou in hierdie oefening moet doen. So let op by die huiswerk wat ek vir julle gegee het, van die oefeninge moet jy self met die hand skets, en van die oefeninge mag jy met GeoGebra gaan skets, en dit gaan dan lyk soos hierdie skets wat ek hier vir julle gegee het. Ons gaan gou deur op 2 van die oefeninge aan die einde van hierdie oefening. So as ons kyk na K, sien ons dat die funksie wat hulle vir ons gee, y is gelyk aan sin, en dan het hulle in hakkies minus x. Nou hierdie is so bietjie vreemd, en eintlik iets wat in hoofstuk 5 behandel word, wat ons eers bietjie later gaan doen. So kom ek help julle gou net hier met die denkproses. Hier het jy nodig om jou cast diagram in gedagte te hou. Nou minus x, onthou ons kan die x vervang met 'n theta, verwys na 'n negatiewe hoek. Nou 'n negatiewe hoek beteken dit gaan lê in die 4de kwadrant. Nou wat weet ons van sin in die 4de kwadrant? In die 4de kwadrant gaan sin van 'n hoek gaan negatief uitwees. Met ander woorde, ons kan daardie vergelyking gaan herskryf as y is gelyk aan min sin x plus 2. En dan kan jy hom dan natuurlik net gaan teken vir die interval van minus 90 tot by 180 grade. Ek gee jou gou 'n oomblik om self te kyk na L. Wat sou ons L, hoe sou ons daai funksie kon herskryf met behulp van die cast diagram? Toets gou jouself. 180 grade minus x gaan in die 2de kwadrant val. Met ander woorde, in die 2de kwadrant weet ons is 'n tanhoek negatief, en daarom kan ons die vergelyking gaan herskryf as min tan x min 2. En dis dan hierdie laaste vergelyking wat jy gaan gebruik om jou funksie te gaan skets. Nou ja toe, daar is jou huiswerk. Dit is alles ook vir jou op Moodle, presies in die beplanning van wat jy moet doen. Sterkte, kophou, lekker werk, en speel gerus bietjie met GeoGebra, maar ek sal later 'n Teams meeting hou waarin ons dit bietjie meer in detail kan bespreek. Ons gesels weer later. Totsiens!